Dankie Anton vir ons skriflesing vanoggend. Die van julle wat saam met ons met die afsonderingstyd loop. Dis die boekie wat ons doen en dis die dagstuk wat ons hele gemeente saam doen. Sal weet ook, dit was die skrifgedeelte waarmee ons hierdie week gesit het. Hierdie wonderlike Psalm 84. Hoe lieflik is die woning, o Heer. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. Nou pas dit nie in by hierdie lied wat ons nou gesing het nie. I am desperate for you. I am deeply desperate for you, God. Wat 'n voorreg. So ons gesels vandag oor hierdie Psalm en ons kyk na hom. Hierdie Psalm veronderstel iets. Hy veronderstel dat jou geestelike lewe is nie iets wat stagnant is nie. Hy veronderstel dat jou geestelike lewe op 'n avontuur is, op 'n reis is, op 'n journey is. Met ander woorde, in hierdie journey, dan gaan ons deur verskillende paaie gaan, verskillende struikelblokke kom, maar die einddoel van hierdie journey is om by Sion te wees. Wat is Sion? Die berg van God, die huis van God, in God se teenwoordigheid. So ons geestelike lewe is 'n avontuur en 'n pad om by God te wees. Nou, hierdie Psalm, ongelooflike Psalm, geskryf deur die seuns van Korah. Nou, wie is die seuns van Korah? Jy kan sing, maar weet jy wie is die seuns van Korah? Ek het ook nie geweet tot ek gaan opsoek het nie. Die seuns van Korah, interessant, as jy gaan kyk in Numeri 26 vers 11, en as jy agterkom wie is Korah? Korah is een van die manne wat in opstand gekom het teen Moses in die woestyn, toe hulle nog in die tabernakel met God se teenwoordigheid in die tabernakel geleef het. Moses in die woestyn, Aaron, en toe staan daar leiers op teen hulle en gee hulle weerstand. Hulle het by God hulle was deur God geoordeel en die seuns en Korah was een van daai manne gewees. Nou Korah en 250 ander mans, omdat hulle teen God opgestaan het die aarde oopgeskeur en het hulle almal ingesluk. 250 mense sterf. Maar direk na daarin, Numeri 26 vers 11, dan lees jy, maar die seuns van Korah se lewens is gespaar. God het hulle gespaar. Was so mooi. Inteendeel moet die seuns van Korah vir die res van hulle lewens 'n vlek op hulle naam hê. Maar dis nie wie ons God is nie. Net om te lees, hierdie Psalm is geskryf deur die seuns van Korah, sê eintlik vir jou, God is 'n God van vergifnis. God is nie net, hy's nie kleinlik nie. As hy jou vergewe en spreek hy jou vry. En wat ons vandag weet van die seuns van Korah, is hulle het hierdie Psalm geskryf, hulle het 'n klomp psalms geskryf, maar weet jy waarvan is hulle nou bekend? Hulle was nou tempelsangers en hulle het die aanbiddingsproses hanteer van die tempel. So hierdie is 'n Psalm geskryf vir aanbidding, maar hy's geskryf vir mense wat op 'n reis gaan. En hier's wat gebeur. Jy het pelgrims gehad. 'n Pelgrim was iemand wat op 'n geestelike reis gaan om by Sion uit te kom, by God uit te kom, by die tempel uit te kom. Maar die Jode was versprei oor die hele wêreld, daar in die hele ooste. En wat gebeur? Nou moet jy, as jy 'n toegewyde kind van God was, moes jy 'n paar keer 'n jaar, moes jy van waar jy nou bly, trek, op 'n reis gaan, deur verskillende gevare beweeg, om sodoende by Jerusalem uit te kom. En hoekom hulle by Jerusalem wees? Want dit is waar hulle ervaar het en geglo het God is. So Korah, die seuns van Korah, skryf hierdie Psalm vir wanneer jy op hierdie reis is. Dan sê hy, o Here, hoe verlang ek na U. Ek verlang om in die voorhoewe weer te wees. Ek gaan moet deur die dal van diep droogte strek, en dit was 'n spesifieke plek, om weer by U te kom, dat ek in U teenwoordigheid in U huis kan wees. So wanneer jy dan nou gereis het, was hierdie Psalm jou metgesel. En dit was 'n aanbiddingslied. Ek is op pad, Here, ek kom. Ek is nie nou daar nie, maar ek gaan nou daar wees, en ek verlang. So.
Nou kom ons veronderstel, ons kyk nou na die oë en uit die oë uit van hierdie pelgrim wat hierdie reis moet vat. Die eerste woorde waarna ek julle aandag wil trek is die wonderlike woorde van verlange. Kom ons lees daai stuk vir jou. Hoe lieflik, hoor my, hoe lief het ek u woning, o Here, die Almagtige, ek verlang, ek hunker na u woning. Met my hele wese, liggaam en gees wil ek jubel oor die lewende God. Wanneer laas het jy die woord hunker gehoor? Is dit nie die mooiste Afrikaanse woord nie? Ek hunker. Rob en Ian, for your English people, I've got an innerlijk deep desire. I desire. I long for it. So hierdie woord, wat is dit? En wanneer laas het jy na iets verlang? Regtig verlang. Wanneer laas het jy gehunker? Nou, die naaste wat ek aan hierdie prentjie kan kom. Ons het hierdie 2 pragtige hondjies. Okay, nie een pragtige hondjie en dan ons nog ene. Sy persoonlikheid is mooi, okay. Maar dit is al. Nou het ons vir Benji en vir Coco en hierdie 2 het 'n ewige hunkering. 'n Hunkering. David sê, ek wil in dans en lof uitbreek as ek in God se teenwoordigheid kom. Het jy al gesien hoe goed jou hond as jou by die huis kom? Het jy dit al gesien? Ek wens my vrou wil so bly wees om my te sien, soos wat my hond bly is om my te sien. Okay, my hond hardloop en maak plassies oralste oor die kombuis, ek wil nou nie dit hê nie. Maar, daai honde het verlang. Hulle het verlang. En toe nou moes ons huis gereed maak om Desember, en soos 'n paar jaar terug, moes ons uit ons huis uittrek, want ons vier ons huis uit hier Desembers, en dan gaan hou ons lekker vakansie. En in die proses om die huis gereed te maak, moes ons die honde uit die huis uithou, want dit is die dag net voor die mense intrek, daai honde, Karina sê, honde mag nie na by die huis kom nie. Nou is die honde by oupa en ouma langs ons, en hulle het hulle erfie waar hulle moet wees, maar nou hoor die honde, hulle is hier, maar wat is die probleem? Ons is nie ook hier nie. Hulle hoor ons is daar. En hierdie honde gaan mal. Hulle huil en chunk so uit die diepte van hulle maag uit, dat die hele buurt se honde begin blaf en te kere gaan. Benji sit op 'n klip daar, en hy op die stoepie daar, en hy kyk so in die lug, en hy maak chunke wat jy nie kan glo nie. Jy hoor sy hartsverdriet. Ons besef en ons weet, hy laat ons weet. Hallo? As Benji, ja, okay. Hulle besef, hulle wil vir ons laat weet, as jy nog... Okay. As jy my nog 'n minuut langer hier los, sal ek sterf. En dan smeek hy, hoor jy ons nie? En toe hoor ons hom nie. Ons hoor hom, ons gee net nie aandag aan hom nie. Julle het al gesien, hoe klim 'n hond draad. Hierdie hond, hak sy hoete in daai gate van daai heining, en hy begin hierdie draad klim, en soos hy klink, chunk hy, en hy maak homself seer, maar hy het 'n hunkering, hy wil by ons wees. Jy het al besef, van laas het jy gehunker, van laas het jy gehunker, van laas het jy verlang, when was the last time that you had a deep, passionate, desire for something. Weet jy of ons dit ken nie? Weet jy of ons dit ken nie? My vraag is, na wat hunker hierdie pelgrim? Na wat hunker hy? Hy hunker na iets baie spesifieks. Hoe lief het ek u woonplek? Here, ek verlang, ek hunker na u woning. Na u woning. Hunker hy na 'n huis, na 'n plek? Nee, glad nie. Vir in hierdie gedeelte, Psalm 84, gaan die psalmist, en hy skryf nie, en hierdie pelgrim hunker nie na 'n gebou nie, strukture deur mense gebou nie. Waarna hunker hy? Want hy weet, in hulle kop was dit die plek waar God die beste ervaar word. Is die plek waar God bly. En weet jy wat sê hy? As ek tog net, want ek weet ek kan nie in God se slaapkamer instap nie. As ek tog net in die sitkamer kan wees, al is hy in die slaapkamer,
dan weet ek is naby aan U. En as ek naby aan U is, dan voel ek iets is versadig. Het voel vir my lewe maak sin. Het voel vir die eerste keer in my lewe, dan voel ek dit as blydskap en vrede, en ek kan my oë toemaak, en ja, ek kan maar doodgaan, ek kan maar sterf. All is well with my soul. It's well with my soul. So waarna hanker hy? Hy hanker na teenwoordigheid. Hy hunker om naby aan God te wees en te ervaar en te voel dat hy is in the presence of greatness. In the presence of the Creator. Dis ongelooflik. Het jy al so verlang? Het jy al so gehunker? Dis hoekom die psalmskrywer die volgende woorde kan sê. Hy sê, eendag in u woning, in die voorhoewe, hoor my? Eendag, nie in die slaapkamer die voorhoewe was nie waar God was, die God was in die allerheiligste. Die voorhoewe was waar die mense toegelaat het, want God is te heilig, hy is te groot. As hulle daar moes instap, sou hulle vernietig word. Hulle mag nie, daar was reëls. Hy sê net eendag, naby aan nie, hoor hoe sê hy, eendag in die voorhoewe is beter as 1000 jaar elders. Elders. Jy al 'n moment gehad en sê, as ek net een moment kan terugkry, as ek net hierdie een moment kan terugkry, dan kan jy my kom al, ek het nie nodig om jy op 'n ander plek te leef nie. Weet ons waarvan hy praat? Of is ons besig met godsdiens, rituele? Hierdie ou het iets geproe, het iets beweeg. Om naby aan God te wees is meer as 'n leeftyd op enige iets anders, op enige ander plek. Een oomblik by U. Die psalmskrywer sê vir ons dat ware leefte, vrede, blydskap, krag, beleef ek net wanneer ek by U is. Ons het nou gesing, this is the air I breathe. Here, U is die lug in my longe. U is my daaglikse brood. I am desperate for you. I am desperate for you. Ek gaan soos hierdie hondjie hierdie draad klim, maar ek gaan alles doen om by U uit te kom. I am desperate for you. Ek wonder of dit vir jou so is. So die geestelike tema hier is, God se woning staan vir iets. Waarvoor staan God se woning? God se woning staan eerstens vir God se huis. God se huis is waar God is. So as die ou sê ek verlang hy mos nou na die teenwoordigheid van God. Maar daar's 'n tweede beeld. Die woning van God is ook in die Nuwe Testament gebruik hulle 'n ander woord. Hulle gebruik God se koninkryk. So jy kry God se woning en die ander is God se koninkryk. Wat is die verskil? Dis dieselfde ding. God se koninkryk is die plek waar God is en waar God regeer en waar God se wil geskied. So God se koninkryk is 'n plek waar God is. So Jesus het kom preek, onthou julle, die koninkryk van God het naby gekom. Jy kan 'n ander woord insit, die huis van die Here het naby gekom, want jou huis is waar dinge is soos wat jy dit wil hê. Of nee, soos jou vrou het wil hê. Maar dis naby genoeg. Jou huis regeer jy, dis jou koninkryk. Dinge in daai huis is soos wat jy het wil hê. So wanneer hy sê, ek smag na God se woning, is daar al hierdie beautiful woorde, is God se teenwoordigheid, is God se koninkryk, en dan wys Jesus vir ons, in die Nuwe Testament, hoe belangrik is dit om by hierdie plek uit te kom, hierdie reis te onderneem, wat jou sal vat op die ou end na die teenwoordigheid van God toe, close proximity, om te voel ek is daar, ek vind diep rus daar. Dawid skryf in sy Psalm 23, die Here lei my na waters waar rus is 'n plek waar God is. Iets gebeur hier binne. Hoe praat Jesus hieroor? As Jesus hiervan praat, dan verduidelik hy dit en hy vertel verskillende gelykenisse. Dan praat hy van dis die grootste skat wat 'n mens kan besit. Hy sê dit is soos 'n parelverkoper. En hy het sy hele lewe al sy geld bespandeer hy net om parels te koop en dan eendag kom hy's 'n skatryk man, dan kom hy op een parel af en toe hy parel sien, toe weet hy hunker na hom, hy begeer hom, hy desire hom, hy moet hom hê, hy moet hierdie parel hê. Dit was vir hom so groot, dat is eendag in sy teenwoordigheid is vir hom soos beter as 1000 elders.
Vir hierdie man was daai een parel is groter as alles wat ek besit in my lewe. En hy vat sy hele rykdom. En hy spandeer sy hele rykdom. En hy's eintlik nou 'n arm man met een mooi parel. En hy sê, ek is nou die rykste mens wat ek ken. Ek het hom gekry. Op 'n ander dag sê Jesus, God se koninkryk is soos 'n man wat deur 'n saailand loop. En toe ontdek hy iets in die saailand, en hy kyk en hy skop raak, en hy sien 'n onbekostigbare skat in die saailand begrawe lê. En hy weet, van nou af sal my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Jy sien, wanneer jy daai een parel kry, is eintlik 'n onreg wat aan jou gedoen is. Want jy kan nie meer ander goed geniet soos jy dit moet nie. Want hierdie ding is net daar. Julle het dit al beleef in sekere mates. Wie van julle het al onthou daai een ete wat jy geëet het? En ek weet nie waar jy was nie, maar daai eerste hap wat jy gevat het, het jy gesê, ek kan nou maar doodgaan en in die hemel toe gaan. This is beautiful. Mans is jou vrou se kos, nee. Nee. Maak dit so. Maak dit so. Het jy nog geëet? Ek onthou 'n paar etes wat ek al geëet het. En weet jy hoe hartseer is ek as jy daar wegry, want dan is dit nou in 'n ander land of 'n ander dorp of 'n ander plek, dan is jy so hartseer. Want jy weet, ek gaan nou verlang na my res van my lewe hiernatoe. Ek het 2 etes wat ek op vergelyk. Dit was great, maar is nog nie daai nie. Ek wens, ek kan net weer daar sit en dit eet. Wie van julle het 'n film, 'n movie gekyk? En het tik al die bokse in jou hart, dit het jou siel geraak, dit het jou diep geskuif, dit het jou geïnspireer, dit het iets aan jou gedoen, en as hy movie klaar is, in plaas van bly is jy hartseer, want jy weet, ek sal nooit weer hierdie eerste experience om hierdie movie vir die eerste keer te kyk nie. Dan kyk jy 1000 movies daarna, net om weer daai feeling te kry wat jy in hierdie een movie gekry het. Is asof een ding wat jy kry, sit die ander goeders in die skade weer. Nou hy praat van God se teenwoordigheid as nog groter as dit. Hy sê jy vind dit, en as jy het gevind het, dan besef jy, ek sal my lewe gee, ek sal alles gee wat ek besit, ek sal my totale rykdom afgee. One day in your presence is better than 1,000 elsewhere. Weet jy waarvan hy praat? Weet jy waarvan hy praat? Ek het hierdie prente in my kop. En ek het by Dawid, ek was op 'n retreat gewees, en ek het 5 dae in stilte gaan sit. En ek het net gewerk deur Dawid se Psalm 23. En ek het hom gemediteer, met hom gesit en hom gebid. En toe ek by die laaste deel kom, aan die einde van my retreat, toe kom ek by hierdie woorde af, en Dawid sê in sy Psalm, vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. En hierdie prentjie kom vir my uit, maar hoe lyk die huis van die Here vir my? En ek onthou, ek het hierdie beelde ontwikkel in my hart en in my siel. En ek onthou, die dag sit ek daar, en die son vloek op my gesig, en ek sit so in die bos, en ek sien hierdie prent van hierdie huis, maar is nie 'n dierhuis nie. Dis nie 'n fancy huis nie, maar dit is 'n warm, liefdevolle huis. Halfpad met klip gebou. Hy het 'n grasdak op, hy het 'n ou houtdeur. Die tuin wat in hierdie, soos hierdie huis se tuin, is nie 'n manicured garden nie. Dis 'n wille tuin, maar alles is op sy plek, en daar's niks mooier as dit nie. En hy's langs 'n stroom wat diep loop, met pragtige skoon water. Maar die amazing ding is, as jy hierdie deur oopstoot, ek onthou hierdie deur staan toe oop, ek die prentjies sien, en die deur staan halfpad oop, en ek kyk so deur die deur, en wat ek sien binnekant, is hierdie houttafel, fles melk, en so 'n groot stuk brood, met soutbotter langs hom. En ek besef, hier is 'n plek waar ek wil wees. En ek weet die deur is oop, en dit is asof ek weet, ek kan nie na toe gaan. Maar raai wat, as jy by hierdie huis instap, dan kom jy agter, alles is daar soos wat jou siel dit nodig het. Jy al by 'n plek ingestap en sê, hierdie plek is presies wat wie ek is. Nou hierdie huis, is daar soveel meer. In hierdie huis voel jy, alles is daar soos jou siel het nodig. As jy soen toe kom, dan voel jy vir die eerste keer, het ek huis toe gekom. Hoeveel keer het jy al by jou eie huis gesit, dan verlang jy huis toe? Raai na waarna verlang jy? Na hierdie huis.
Hierdie plek waar jy instap en jy voel dat iemand wat hierdie plek gebou het, ken iets van die diepste resesse van jou menswees. Hulle kan die onsienlike sien in jou hart. En wanneer jy daarin stap, want die gemeenskap met die Vader, jy voel nie bang nie, jy wil nie weghardloop nie. Jy voel jy wil hier bly vir 1000 jaar lank. En jy smeek asseblief, ek wil nie weer huis toe gaan nie. Ek probeer beelde gebruik, want ons sukkel om verlang en hinker te verstaan. Ek het 'n prentjie geskilder, ek sien 'n skildenaar van hierdie huis. Hy is so naby my kamer. En as ek daar verbyloop, partykeer loop ek met spoed daar verby. Dan dink ek was lanklaas by die huis. Ek was lanklaas by die huis. Hy is 'n reminder vir my, van daar's 'n huis na waarna ek verlang. Maar hierdie Psalm gaan baie verder. Verlange. Hoekom verlang iemand? Daar's 2 redes hoekom jy verlang. Ek verlang na God se huis, want ek is nie nou daar nie. Ek verlang na iets wat ek na uitsien. Ek verlang na iets wat ek nie nou het nie. As ek na my vrou verlang, dan beteken dit ek sien naby haar nie. Ek verlang. So die pelgrim sê, ek verlang. Ek onthou iets. Hier is die tweede ding van verlange. Jy moes dit al geproe het. Jy agtergekom, jy kan nie iets verlang wat jy nie weet bestaan nie. Kan nie na iets verlang wat jy nie weet bestaan nie. Jy kan nie verlang na sekere voedsel as jy dit nog nie geproe het nie. Hoe kan jy verlang na God as jy dit nog nooit ge-experience het nie? As jy nog nooit in 'n huis ingestap het nie, en jy daai warm brood met soutbotter en die melk gedruk het en gevat het, en die botter en melk loop so teen jou wange af. En as jy weg is daarvan, sê ek verlang. Al daai ou tafel met daai brood. Waarom? Jy het dit geproe. Ons hoor iets by hierdie psalmskrywer, by hierdie pelgrim, wat eintlik hartseer is. Hoe verlang ek na U? Hoe verlang ek om by U te wees? En ek het dit nie nou nie. Ek het dit nie nou nie. Ek het dit soms. Ek onthou toe ek het laas gehad het, was die beste ding wat ek ooit gehad, maar ek soek dit weer, en daarom gaan ek nou op reis. Dalk sit jy hier en sê, Jaco, ek het nog nooit so 'n verlange eers ervaar nie, na die Here toe nie. Ek het nog nooit so verlange gevaar. Dalk kan dit wees. En dit is so dat baie van ons het nog nie ervaar het nie, want ons het dit nog nie geproe nie. Jy het nog nooit geweet hoe om dit te proe, hoe om daarby uit te kom nie. En ek gaan nie vandag kan in detail daarmee ingaan nie, maar een ding wat ek vir jou kan sê, daar's hoop. Daar is absolute hoop. Hierdie wonderlike skrifvers in Filippense 2 vers 13. Ek lees hom graag in die New Living uit. For God is working in you. God is working in you. Giving you the desire and the power to do what pleases Him. God gee vir jou die verlange. Jy kan vir die Here vra, Here wys vir my, gee dit vir my, en dit raak 'n desire vir jou. God is the God who creates the desire within you. Verlange is nie jy het iets reg gedoen nie. Verlange het nie jy het al die vakke deurgekom nie. Jy het gegradueer nie. Hierdie is iets wat God vir jou kan bring. Dit is iets wat God vir jou kan bring. Maar nou, en ek begin afsluit, is daar iets baie dieps in hierdie Psalm, en dit is 'n boodskap vir my en jou. Daai pelgrim, van ongeveer 4 of 5000 jaar terug, het 'n boodskap vir my en jou vandag. Kan ek dit vir julle lees? So ek wil jy met hierdie pelgrim hoor. Hy stap op hierdie pad, hy's nie daar nie, en hy verlang, hy kan nie wag om by die Here te wees nie. Nou sê hy, welgeluksalig, dis 'n ander woord vir gelukkig is jy. Kan jy van die skrif op Citadel, welgeluksalig, daar's al, welgeluksalig, beteken gelukkig is jy. Gelukkig is die mens, wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is. Wie se hart, hoor jy en, hy sê, daar's nog een skrif voor dat ek lees hom gou uit my iPad uit, hy sê, gelukkig, welgeluksalig is hulle wat woon in U huis. Welgeluksalig is hulle wat woon in U huis. Hulle prys U gedurig deur. Welgeluksalig is die mense wie se sterkte in U is, en wie se hart die gebaande weë lê.
Weet jy, hy praat, hoor nou mooi. Hierdie ou loop, hy's nog nie daar nie, hy het dit nie nou nie. Hy verlang na iets wat hy nie tans ervaar nie. Hy sê maar eendag gaan daar mense wees. Hulle gaan nie soms kuier in God se huis nie, hulle gaan bly in God se huis. Daar's die hoop. Daar's die hoop. Ek en jy hoef nie meer te gaan kuier by God soos 'n vakansiehuis nie. Ek en jy hoef nie meer by God te gaan kuier soos 'n strandhuisie. Ons werk in Joburg, ons werk ons mors dood, maar ons begeer om by ons huisie uit te kom. En daar is dinge soos ons dit wil hê, daar is ons familie weer lief vir mekaar, daar connect ons weer. Daar het ons weer tyd om mens te word en om die natuur te geniet, om die oggend en die sonopkoms te sien en God te aanbid. Hy sê nee, dis wat hy sê. Daar gaan 'n dag mense wees wie hulle tassies pak. Ek het dit nie nou nie, sê die pelgrim. Ek het dit nie nou nie. Maar daar gaan 'n dag mense wees wat hulle tassies pak. En hulle gaan God se huis intrek. En hulle hoef nooit weer weg van hom af te wees nie. Wow. Wow. Jy hoor wat sê hy? Welgeluksalig is die mense wie se sterkte in u is, dan sê hy, in wie se hart die gebaande weë lê. Wat is die weë? Weet jy wat sê hy? Hy sê ek moet 'n padkaart volg om by Sion uit te kom, om by die tempel uit te kom. Daar's 'n pad, daar's 'n weg, daar's 'n weë. Die gebaande weë, dis die uitgemerkte roete om daar uit te kom. Ons moet deur gevare beweeg, ons moet deur bergreekse beweeg, ons moet deur woestyne beweeg om daar uit te kom. Maak dit 'n roete. Hy sê welgeluksalig, gelukkig is die mense wat se roete na God toe in hulle harte is. Wow. Waar laat dit jou dink? So hy sê welgeluksalig is die mense wie die weg het, nie op 'n kaart nie, maar in hulle hart. Hoe ken ons Jesus? Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is interessant. Hierdie man praat van eendag gaan daar mense wees en die weg gaan hulle harte wees. Die pad na God toe gaan hulle harte wees. Wat se pad is dit? Dis Jesus. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Jesus is die lewe. En hierdie Psalm het dit nog nie en hy begeer na God se teenwoordigheid. Hy sê maar ek profeteer, daar gaan 'n dag en 'n tyd kom waar mense nie hoef ver te reis fisies met hulle liggame om by 'n plek uit te kom nie, want die weg is in hulle hart. Die weg na die teenwoordigheid van God, die nabyheid van God is in hulle harte. Die gebaande weë. Wat het verander vandag van ons in hierdie pelgrim? Ek en jy het nie meer nodig vandag om berge, valleie, riviere en see te kruis, om by God se teenwoordigheid uit te kom nie. Maar, moenie dink ons het 'n reis wat nie moeilik is nie. Die reis wat ek en jy moet loop om by God uit te kom, is van hier af, kop af. Religion, godsdiens, is 'n kopoefening. Verhouding met God is 'n hartsoefening. Verlange praat nie van die nie. Verlange praat van die. Die moeilikste reis wat enige mens kan ondervat, is die reis van godsdiens as 'n gedagtes en as 'n reëls, regulasies af na die hart. Nou is ek by God. Nou het ek vrede. En hoe het ons dit gekry? Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. En nou is hierdie prentjie van my wat ek hierdie huis het, nou staan die deur oop en nou begin ek anders leef. My lewe is nie meer, ek leef in Johannesburg en ek gaan kuier soms by die huisie by die see nie, nou is my lewe so. Ek leef by die huisie by die see. En ek leef vanuit daai huisie uit. Daai huisie is nou my krag. Jy kan elke oggend, as jy oë oopmaak en jy buig jou knie, kan jy by daai huis instap. Jy kan elke aand, voor jy gaan slaap, by daai huis instap. Jy kan elke dag in daai huis se tuin leef. Want nou is jy op teenwoordigheid van God 24 uur met jou. Maar hierdie pad van hier af hiernatoe, dis waar God ons kan help. Ek is klaar. Hier is my gebed. John Ray, julle kan maar so lank vorentoe kom, dankie. Hier is my gebed.
is hulle 'n groot genoeg verlange in jou sal ontwikkel, veral in hierdie avontuur op pad Paasfees toe. Dat jy sal kan sê, ek kan nie asemhaal sonder U nie. U is my daaglikse brood, my daaglikse lewe. Ek is desperaat vir U. Ek is honger vir U. Ek dors na U. Ek soek U. My gebed is dat die Here vir jou iets sal laat proe. Iets sal laat proe. Wat jou weer sal laat hanker na God. Ons woorde laat ons in die steek. Ons verlang na baie dinge in hierdie wêreld, maar ons het verloor en vergeet om te verlang na God. Soos wat die woord sê, maar God 'n diep werk in ons doen, sodat ons weer kan verlang. Dat ons kan lewe vind. Ons proklameer en ons skree uit dat U is die weg na God. U is die waarheid en U is die lewe. En sonder U kan ons nie bestaan nie. Amen. Amen. Liewe gemeente, ek seën julle, mag jy iets van God beleef hierdie week. Mag jy hom ontmoet, mag jy hom encounter. Ons lekker koffie daar buitekant, julle is baie welkom en al ons besighede onthou asseblief om vir ons daai blaadjie in te vul en ons sien julle donderdag aand. Baie dankie gemeente.